Ons is weer terug by Slaapstories vir grootmense. Madeleine hier by julle. Skakel asseblief elke week in by ons potgooi, gooi vir ons 'n 5-stertjie daar en vertel vir almal van ons. Onthou, so 'n donasie is ook altyd welkom. Borge en skrywers, asseblief man, kom join ons. Stuur dit vir ons aan slaapstoriesvirgrootmense@gmail.com. Dit maak nie saak of dit jou sussie is of jou kleinkind of 'n verlangse agter-kleinneef nie. Ons soek stories, asseblief. As jy op YouTube luister, like, comment en subscribe. En onthou, die Patreon link is op Facebook en onder aan die potgooi informasie as jy nog meer wil hê. Kom nou mensies, word 'n droomwandelaar vir net $1 'n maand en kry 'n shout-out, 2 eksklusiewe episodes elke maand, vroeë toegang tot alle nuwe episodes en ou en nuwe episodes advertensievry. Vir minder as die prys van 'n brood kan jy so lekker luister. En daar is meer as 100 ou episodes advertensievry, net vir julle genot. Mensies, julle ken seker nou al vir Benji. Benjamin Button, die ou SPCA Rescue ex-tronkoutjie. Hy het mos heerlik ingepas en is nou die man van die plaas, of hy dink so. Nou hierdie ouetjie, net so groter as 'n jokkie, dink mos hy's 'n Great Dane, soos hy hier agter die ape en die Hadidas rondtol en skree hulle moet van sy plaas af. Maar elke nou en dan sien mens weer daardie arme, weerlose klein hondjie, wat so bang is vir goed wat hy nie ken nie. Ek val gewoonlik vir Pixie die ou dame aan met haar unicorn en met 'n moerse speelgeveg. Toe val die unicorn mos nou vir Benji aan. Ai, julle, gaan lê die ou dingetjie in 'n bondel en bewe. Moes hom styf vashou om hom te kalmeer. Wat het in daai ou lewetjie gebeur? Wie kon hom so seer gemaak het dat hy so bang is? Ai, daai vrees bly maar vir altyd, net soos vir 'n mens. Julle moet lekker luister vanaand. Vanaand lees ons Die seun wat nie wou groot word nie, 'n hervertelling van Peter Pan, deur J.M. Barrie. In 'n gesellige huis in Londen, waar die stadsligte teen die naghemel geflikker het die Darling family gewoon. Meneer en mevrou Darling was respektabele mense, wat bekommerd was oor wat die bure sou dink, en het noukeurige rekening gehou van alles, insluitend hulle kinders, Wendy, John en klein Michael. Wendy, die oudste op 12, het reeds begin vermoed dat kindwees nie 'n toestand was waarin mens vir ewig kon bly nie. Sy het stories soos kosbare juwele versamel en hulle weggebêre om met haar broers tydens slaaptyd te deel. John, 10 jaar oud, het met sy pa se sambreel rondgeloop en grootmensgesprekke nageboots. Michael, skaars 6, het steeds aan sy teddybeer vasgehou en sonder twyfel in towerkrag geglo. Hulle kinderkamer was bo in die huis, 'n wêreld van verbeelding waar seerowers oor die slaapkamervloer geseil het en veestof in die hoeke geskitter het as jy net reg gekyk het. Die groot dekvenster het meeste aande oopgebly, ten spyte van mevrou Darling se af en toe bekommernisse oor trekke en indringers. Daar is iets vreemds omtrent daardie venster, het mevrou Darling een keer vir haar man gesê. Ek kry soms die vreemdste gevoel dat iemand inkyk, wanneer ons nie kyk nie. Meneer Darling het gelag. My liefste, ons is 3 verdiepings hoog. Tensy die voëls begin het om Londen se families te bespied, dink ek ons is heeltemal veilig. Maar mevrou Darling was nie heeltemal verkeerd nie. Vir verskeie aande, wanneer die kinders aan die slaap was en die nagliggie sagte skaduwees oor hulle beddens gegooi het 'n klein gesiggie inderdaad by die venster verskyn. 'n Seun met helder oë en 'n stout glimlag, vergesel van 'n vreemde gloeiende bal, nie groter as 'n vuis nie. Een spesifieke aand het mevrou Darling skielik wakker geword uit haar leunstoel in die kinderkamer. Sy het aan die slaap geraak terwyl sy oor die kinders waak en nou het iets haar slaap versteur. Die venster het wyd oopgestaan, die gordyne het in die nagbries gedans en daar, by die voet van die venster, het 'n seun gestaan. Mevrou Darling het na haar asem gesnak en die seun het omgedraai, verskrik deur die geluid. In daardie oomblik het iets kleins en helders van sy sy af deur die kamer geskiet, asof in paniek. Die seun het na die venster gespring, maar mevrou Darling was vinniger. Sy het die venster toegeslaan en iets gevang, nie die seun nie, wat daaraan geslaag het om te ontsnap, maar iets anders. 'n klein skitterende wesentjie het op die vloer geval.
Haar lig het soos 'n kers in die wind geflikker. Mevrou Darling het versigtig nader gekom en tot haar verbasing 'n klein vroutjie ontdek, nie groter as haar hand nie. Sy was uiters pragtig, geklee in wat gelyk het soos 'n rok gemaak van 'n enkele blaar, en uit haar rug het delikate vlerke gegroei, wat van verontwaardiging gebewe het. 'n Fietjie, het mevrou Darling in ongeloof gefluister, terwyl sy die klein wese versigtig opgetel en in 'n laai geplaas het vir veilige bewaring, totdat sy kon besluit wat om met dit te doen. Maar toe sy die volgende oggend die laai oopmaak, het die fietjie verdwyn en net 'n dowwe skittering van stof agtergelaat. Mevrou Darling het haar man van die vreemde ontmoeting vertel, maar meneer Darling, so prakties soos altyd, het voorgestel dat sy gedroom het. Tog het mevrou Darling daardie aand en vir verskeie aande daarna seker gemaak om die kinderkamervenster te sluit voordat sy gaan slaap het. Die kinders het egter begin droom. Lewendige, wonderlike drome van vlieg oor dakke en seil deur wolke, gelei deur 'n lagende seun wat soos 'n haan gekraai het wanneer hy in sy skik was met homself. Sy naam is Peter Pan, het Wendy een oggend by ontbyt aangekondig, asof sy 'n nuwe vriend voorstel. En hy kan vlieg, het John bygevoeg, terwyl hy entoesiasties sy roosterbrood gebotter het. En hy word nooit groot nie, het Michael afgesluit met 'n ernstige knik. Mevrou Darling het 'n bekommerde blik met haar man gewissel, maar meneer Darling het net gegiggel en teruggekeer na sy koerant, onbewus dat die noodlot besig was om homself rondom hulle familie te skik, gereed om 3 van sy lede weg te voer op die avontuur van 'n leeftyd. Want Peter Pan, wat sy feetjie en sy skaduwee verloor het tydens sy haastige vertrek uit die Darling kinderkamer, was vasbeslote om terug te keer en terug te eis wat syne was, en miskien 'n paar nuwe vriende saam te neem. Dit was 'n besondere belangrike aand vir die Darlings. Meneer en mevrou Darling was uitgenooi na 'n dinerpartytjie by nommer 27, 'n huis bewoon deur mense wat moontlik nuttig kon wees vir meneer Darling se loopbaansvooruitsigte. Die kinders sou in die sorg van Nana gelaat word, hulle Newfoundland hond wat as hulle oppasser gedien het. 'n reëling wat uitstekend gewerk het tot en met hierdie spesifieke aand. Nana, met haar skerp hondsintuie, was die hele dag angstig en het die kinderkamer gepatrolleer en saggies by die venster gegrom. Toe meneer Darling gesukkel het met sy strikdas en omgekrap geraak het, het hy die hond se senuweeagtigheid blameer vir die ontwrigting van sy konsentrasie. Daardie dier is 'n oorlas, het hy verklaar, terwyl hy uiteindelik sy das met 'n triomfantelike draai vasmaak. Vanaand slaap sy buite. Mevrou Darling het saggies geprotesteer, maar meneer Darling was vasbeslote om sy gesag te laat geld. Arme Nana was aan die ketting in die erf vasgemaak en het treurig opgekyk na die kinderkamervenster, terwyl die ouers vertrek het vir hulle afspraak. "Wees soet, kinders," het mevrou Darling geroep, terwyl sy laaste soen na die kinderkamer geblaas het. "Ons sal terug wees voor julle dit weet." As hulle geweet het wat in hulle afwesigheid sou plaasvind, sou die Darlings dalk nooit daardie aand al huis verlaat het nie. Die kinders het vinnig in die slaap geraak, moeg van 'n dag vol speel en stories. Die nagliggies het saggies geflikker en het sagte skaduwees oor hulle vreedsame gesigte gegooi. En toe, net toe die klok middag slaan, het die kinderkamervenster stadig oopgegaan. 'n Klein seentjie het die kamer binne gesluip en het beweeg met die stille grasie van 'n kat. Hy het klere gedra gemaak van herfsblare en spinnerakke, bymekaar gehou deur een of ander geheimsinnige woudtowerkrag. Sy hare was die kleur van songebleikte strooi en sy oë het beide die wysheid van die eeue en die stoutigheid van ewige jeug bevat. Peter Pan het teruggekeer vir sy skaduwee. Hy het op stille voete deur die kinderkamer gevlieg, laaie deursoek en onder meubels geloer. In sy frustrasie het hy begin om sagte kwaai klikgeluitjies uit te stuur, 'n klank iewers tussen die gekwetter van eekorings en die taal van sterre. Hierdie ongewone geluide het Wendy wakker gemaak, wat regop in haar bed gesit het en die indringer met meer nuuskierigheid as vrees beskou het. "Seun," het sy uiteindelik gesê, "waarom huil jy?" Pieter het verskrik omgedraai en vinnig sy oë afgevee. "Ek huil nie," het hy aangedring,
hoewel die bewyse anders voorgestel het. Wendy het uit die bed geklim en hom versigtig benader. "Waarna soek jy?" "My skaduwee," het Pieter geantwoord, asof dit 'n heel gewone ding was om te verloor. "Daardie dame, jou ma, sy het dit op een of ander manier vasgevang." Wendy het vir 'n oomblik nagedink en toe geglimlag. "Ek dink ek weet waar dit dalk kan wees." Sy het na die laaikas gegaan en 'n laai oopgemaak waar mevrou Darling vreemde items gehou het wat geen behoorlike plek gehad het nie. Binne-in was iets donker en vreemd gevorm, soos 'n silhouet wat homself van sy eienaar afgeskil het. "My skaduwee," het Pieter uitgeroep en het gretig gegryp. Sy vreugde het vinnig in frustrasie verander, toe hy probeer om dit weer vas te heg, dit teen sy voete gedruk het en in ontsteltenis gekyk het hoe dit wegglip. "Dit moet aangewerk word," het Wendy prakties gesê. "Ek kan dit vir jou doen." Pieter het na haar gekyk met nuutgevonde respek, terwyl sy haar naaldwerksakkie gaan haal en vir hom bedui het om op die rand van haar bed te sit. Met versigtige steke het Wendy die skaduwee aan sy voete vasgewerk, stil weggewerk, terwyl Pieter met fascinasie toegekyk het. "Daar," het sy uiteindelik gesê, "dit behoort nou te bly." Pieter het opgespring en deur die kamer gedans, verheug om sy skaduwee weer in perfekte harmonie met sy liggaam te sien beweeg. Hy het triomfantlik gekraai en vir 'n oomblik vergeet dat haar slapende kinders naby was. "Sst," het Wendy hom gemaan, met 'n blik na haar broers. "Jy sal hulle wakker maak." "Jy's verskriklik slim," het Pieter gesê. Sy dans gestop om formeel vir haar te buig. "Wat is jou naam?" "Wendy Moira Angela Darling," het sy met vele formaliteit geantwoord. "En jy is Peter Pan." Pieter het verbaas gelyk. "Hoe weet jy?" "Ons het stories van jou gehoor," het Wendy verduidelik. "Die feetjies bring soms drome, en jy is daarin." "Wat is 'n moeder?" het Pieter skielik gevra, met die abruptheid van iemand wat net sy eie gedachtestroom volg. Wendy was uit die veld geslaan. "'n moeder? Almal het 'n moeder." "Nie ek nie," het Pieter trots gesê. "Maar jy het sekerlik eens een gehad." Pieter se gesig het vir 'n oomblik bewolk. "Ek veronderstel, lank gelede. Ek het weggehardloop die dag toe ek gebore is, sien jy. Ek het my ouers hoor praat oor wat ek sou wees wanneer ek 'n man word." Hy het die laaste woord uitgespoeg, asof dit bitter geproe het. "Ek wil nooit 'n man wees nie. Ek wil altyd 'n klein seentjie wees en pret hê." Teen hierdie tyd het John en Michael wakker geword en het regop in hulle beddens gesit, terwyl hulle met groot oë gefascineerd na die vreemde seun in hulle kinderkamer geluister het. "Waar woon jy?" het John gevra, terwyl hy sy bril regskuif. "Tweede ster na regs en reguit aan tot môre," het Pieter geantwoord, terwyl hy by die venster uit na die naghemel wys. "Is dit op 'n kaart?" wou John weet, altyd prakties. Pieter het gelag. "Moenie laf wees nie, dit is Nimmerland." "Neem ons daarheen," het Michael skielik uitgeroep, uit die bed geklim en opgewonde rondgespring. "O, neem ons asseblief na Nimmerland." Pieter het die broers en suster nadenkend beskou. "Ek kan julle leer om te vlieg," het hy aangebied. "Dan kan julle saam met my kom." "Vlieg," het die kinders gelyktydig na asem gesnak. "Dis maklik," het Pieter hulle verseker, terwyl hy moeiteloos van die vloer af opstyg en naby die plafon sweef. "Julle het net gelukkige gedagtes en 'n bietjie feesstof nodig." Hy het rondgekyk, skielik fronsend. "Waar is Tinkerbell?" "Tink!" 'n klein helder lig het by die venster ingesuis, om Pieter se kop gesirkel, voordat dit op sy skouer kom rus het. Die kinders kon net die klein gedaante van 'n vee uitmaak, haar nietige gelaatstrekke vertrek in wat skynbaar jaloesie was, terwyl sy Wendy aangluur. "Dit is Tinkerbell," het Pieter verduidelik. "Sy gaan julle help om te vlieg." Tink, soos Pieter haar genoem het, was duidelik teensinnig, maar op Pieter se aandrang het sy om die kamer gevlieg en 'n spoor van goue stof agtergelaat wat op die kinders neergesak het. Pieter het hulle gesê om aan hulle gelukkigste gedagtes te dink. En gou, tot hulle verbasing en vreugde, het al 3 Darling-kinders hulle self bo hulle beddens sien sweef. "Kom," het Pieter geroep, terug na die venster vliegend, "na Nimmerland." En daarmee het hy die naglig ingesweef
met Tinkerbell wat vooruit skiet soos 'n verskietende ster. Die kinders, lachend met ongeloof en vreugde, het hom by die venster uitgevolg en in die uitgestrekte Londense nag in. Onder hulle het Nana verskrik geblaf, aan haar ketting gepluk terwyl sy haar kindertjies in die donker sien verdwyn. En ver weg, by nommer 27, het mevrou Darling skielik 'n vreemde kilheid gevoel, asof iemand die venster na haar hart oopgemaak het en 'n koue trek ingelaat het. Die kinders, het sy gefluister, 'n vervelige gesprek oor aandele en beleggings onderbreek. Ek dink die kinders het my nodig. Maar teen die tyd dat die Darlings huis toe gejaag het, was die kinderkamer leeg. Die venster wyd oop soos 'n mond wat in verwondering gevries is. En hulle kinders was reeds halfpad na Nimmerland, agter 'n seun aan wat geweier het om groot te word, na 'n wêreld waar kind wees nooit hoef te eindig nie. Om oor Londen te vlieg was soos niks wat die Darling kinders ooit ervaar het nie. Die stad onder hulle het verander in 'n uitgestrekte kaart van flikkerende ligte en skadu-agtige vorms. Skoorstene het opgestrek soos vingers wat probeer om hulle aan te raak, en die maan het naby genoeg gelyk om vas te gryp. Kyk af, het Pieter geroep, terwyl hy moeiteloos tussen kerktorings deurswenk. Julle kan alles sien. En inderdaad, hulle kon. Hulle het oor Kensington tuine gevlieg, waar Pieter die plek uitgewys het waar hy beweer het dat hy sy babawaantjie geval het. Hulle het bo die Theems gesweef, die donker water wat die sterre soos 'n spieël weerkaats. Londen het kleiner agter hulle geword, na mate hulle hoogte en spoed gewen het. "Hoe kom ons by Nimmerland?" het John gevra, wat 'n bietjie gesukkel het met sy rigting. Hy het die neiging gehad om onderstebo te draai wanneer hy afgelei word. "Volg net vir Tink," het Pieter geantwoord, en gewys na die goue streep wat Tinkerbell was, wat voor hulle uitgejaag het. "Sy ken die pad." Die reis was lank en vreemd. Hulle het verby die wysers van Big Ben gevlieg, die maan se ken gekielie, wat dit laat glimlag het, volgens Pieter, en hulle self uiteindelik tussen die sterre bevind. Tyd het anders hierbo gelyk, minute kon ure of dae gewees het. "Ek is moeg," het Michael uiteindelik gesê. Sy vlug het wankelrig geword. Hy het steeds sy teddybeer vasgehou, wat dit nog moeiliker gemaak het om sy balans te behou. "Ons is amper daar," het Pieter hom verseker, hoewel hy dieselfde ding gesê het wat soos 'n uur gelede gevoel het. Wendy het naby aan Michael gevlieg om hom te help stabiliseer. "Vertel ons van Nimmerland," het sy voorgestel, in die hoop dat 'n storie haar jongste broer se moegheid sou aflei. Pieter se gesig het opgehelder. "Nimmerland is die wonderlikste plek. Daar is meerminne met sterte wat in die son glinster, en indiane wat jy sal leer om diere deur die woud te volg. Daar is ook seerowers, verskriklike skurke, veral hulle kaptein, Hook." "Hook," het John met belangstelling herhaal. "Kaptein James Hook," het Pieter bevestig, sy stem wat donkerder word. "Die mees gevreesde seerower wat op die Nimmerland see vaar. Hy mis sy regterhand, omdat ek het afgesny en aan 'n krokodil gevoer het." Die kinders het na asem gesnak, beide geskok en gefassineer. "Die krokodil het die smaak so baie geniet," het Pieter voortgegaan, "dat dit Hoek oral volg, op soek na die res van hom. Gelukkig vir Hoek het die krokodil ook 'n tikkende oorlosie ingesluk, sodat hy dit kan hoor aankom." "Is daar ander kinders in Nimmerland?" het Wendy gevra. Pieter het geknik. "Die verlore seuns. Hulle is seuns wat uit hulle waantjies geval het, toe hulle oppassers nie opgelet het nie. As hulle nie binne 7 dae opgeëis word nie, word hulle na Nimmerland gestuur." "Arme goed," het Wendy gemompel. "Het hulle 'n moeder?" "Nee," het Pieter gesê. "Dis hoekom ek by jou venster geluister het. Ek hou daarvan om die stories te hoor wat jy vir jou broers vertel. Die verlore seuns het niemand om vir hulle stories te vertel nie." Wendy het 'n vlaag van simpatie vir hierdie moederlose kinders gevoel. "Ek kan vir hulle stories vertel," het sy aangebied. Pieter se gesig het opgehelder. "Sal jy? Dit sal wonderlik wees. Jy kan hulle moeder wees." Voordat Wendy op hierdie verrassende voorstel kon reageer, het Tinkerbell, wat effens vooruitgevlieg het, skielik teruggevlieg na Pieter toe en skrikwekkend geklinkel.
Alhoewel die kinders nie haar klokkiesagtige taal kon verstaan nie, kon Pieter. Seerowers, het hy gesis, sy uitdrukking wat ernstig word. Hoek se skip is onder ons moet versigtig wees. Die kinders het afgekyk en tot hulle verbasing gesien, dat hulle nie meer oor Londen vlieg nie. Onder hulle het 'n merkwaardige eiland gestrek, gevorm soos 'n kind se krabbeltekening van 'n ster. Dit het hoë berge in die middel gehad, digte woude wat groot dele van die oppervlak bedek, en 'n strandmeer waar die water soos safiere geskitter het. En daar, geanker in 'n inham, aan die verre kant van die eiland, was 'n pragtige skip met swart seile, die Jolly Roger. Is dit Nimmerland? Het Michael gefluister, sy moegheid vergete in die aangesig van sulke wonder. Pieter het geknik met 'n vinger teen sy lippe. Ons moet in die wolke bly, totdat ons verby Hoek se skip is. Volg my, en geen geraas nie. Hulle het opgegaan in 'n dik bank van wolke, en het vir etlike minute blind gevlieg. Die klam lug het aan hulle nagklere gekleef, en Wendy was bekommerd dat die kinders verkoue kon opdoen. Net toe sy wou voorstel dat hulle afdaal, het 'n harde bom die stilte verbrysel. Kanonvuur, het Pieter uitgeroep. Vlieg weg! Die vreedsame reis het in chaos verander. Die seerowers wat op een of ander manier bewus was van hulle teenwoordigheid ten spyte van die wolkbedekking, het begin om lang afstand kanonne na die lug te vuur. Eysterballe het by hulle verbygevlieg en gate in die wolke geskeur. Pieter, het Wendy geroep toe 'n kanonbal haar kop rakelings mis. Maar Pieter was reeds aan die duik en het afgeduik na die woud aan die verkant van die eiland, weg van die seerowerskip. Tinkerbell het vooruit gestreep, haar lig 'n goue baken vir hulle om te volg. In die verwarring en donkerte het die kinders van mekaar geskei geraak. John en Michael het daarin geslaag om by mekaar te bly en het Tinkerbell se lig gevolg, terwyl Wendy haarself alleen bevind het. Kanonvuur ontduikend en sukkelend om haar vlug te handhaaf, soos haar gelukkige gedagtes deur vrees vervang is. 'n Kanonbal het by haar oor verbygevlieg, so naby dat sy die hitte van die verbygaan kon voel. Die skok het veroorsaak dat sy konsentrasie verloor en skielik was sy aan die val, neerstortend na die donker woud onder. Sy het desperaat probeer om haar beheer te herwin, om 'n gelukkige gedagte te vind, maar paniek het haar gedagtes oorgeneem. Pieter, het sy gegil toe die boomtoppe na haar toe opgestorm kom. Net voor die impak het iets of iemand haar gevang, maar dit was nie Pieter nie. Sterk arms het om haar gevou, haar val gebreek, terwyl hulle deur die boonste takke geval het en met 'n doef op die woudbodem geland het. Wendy het opgekyk en verwag om een van haar broers te sien, maar het haarself in steede in die arms van 'n seun bevind, wat sy nie herken het nie. Hy was geklee in dierevelle en het blare in sy wilde hare verstrengel gehad. Sy gesig was met vullis besmeer, maar sy oë was vriendelik. Hallo, het die seun gesê, is jy die moeder wat Pieter ons beloof het? Voordat Wendy kon antwoord, het nog 5 seuns uit die onderbos tevoorskyn gekom, almal geklee in soortgelyke klere, almal wat na haar kyk met uitdrukkings wat wissel van nuuskierigheid tot openlike verwondering. Ek is Slightly, het die seun gesê wat haar gevang het. Hierdie is die verlore seuns. Ons wag al vir jou. En soos die geluid van kanonvuur geluidelik vervaag het, vervang deur die normale klanke van die Nimmerlandwoud in die nag, het Wendy besef dat haar avontuur pas begin het en dat eers op hierdie vreemde eiland haar broers hulle eie avontuur beleef. Die verlore seuns het Wendy in 'n nuuskierige sirkel omring en haar bestudeer asof sy 'n nuut ontdekte spesie was. Daar was 6 van hulle in totaal, elkeen kenmerkend op sy eie manier. Slightly, wat Wendy gevang het voorgekom as die oudste en selfversekerste. Nips was vinnig en helder van oog, gedurig in beweging. Die tweeling was so identies dat selfs hulle soms vergeet het wie was. Curly het 'n bos ongetemde hare gehad, wat skynbaar nog nooit met 'n kam kennis gemaak het nie. En Toodles, die jongste en ongelukkigste, het 'n ewigdurende askiesme houding gehad, asof hy verwag het om die skuld te kry vir enigiets wat verkeerd sou gaan. Gaan jy regtig ons moeder wees? Het Toodles hoopvol gevra, met sy geronde gesig wat na Wendy opkyk.
Voordat sy kon antwoord, was daar geritsel in die bome bo hulle, en Pieter het grasieus neergedaal en in hulle midde geland met sy gewone teatrale flair. Natuurlik is sy, het Pieter verklaar. Ek het haar spesiaal vir daardie doel gebring. Wendy hier is die verlore seuns. Seuns, dit is Wendy. Sy gaan vir julle stories vertel en julle klere herstel en seker maak dat julle julle medisyne neem. Maar Pieter, het Wendy begin. Ek het saam met my broers gekom, John en Michael. Het jy hulle gesien? Pieter het vir 'n oomblik verward gelyk, asof hy vergeet het van die ander darling kinders. Toe het sy gesig opgeklaar. Tink het hulle gelei. Hulle behoort oukei te wees. Net toe het Tinkerbell self die opening binne gevlieg, haar klein gesiggie verstrek met wat na tevredenheid gelyk het. Sy het vinnig vir Pieter geklinkel, wat met toenemende besorgdheid geluister het. Tink sê sy het vir hulle gesê jy is in gevaar en hulle moet haar volg, het Pieter vertaal. Sy het hulle na die seerowers gelei. Wat? Het Wendy na haar asem gesnak. Hoekom sou sy so iets doen? Pieter het na die feekie gefrons. Tink, dit was baie stout. Hulle kan gevang word. Tinkerbell het geantwoord met 'n onberouvolle reeks geklinkelgeluide. Sy sê sy is jaloers, het Pieter verduidelik en skaam gelyk. Sy wil my nie deel met 'n meisie nie. Wendy het 'n vlaag van verontwaardiging gevoel, beide omdat sy bloos as 'n meisie beskryf is en oor die feetjie se gevaarlike grap. Ons moet hulle dadelik red. Pieter het geknik, skielik ernstig en kapteinagtig. Verlore seuns, na julle poste, ons het 'n reddingsmissie. Die seuns het onmiddellik in wat gelyk het na 'n goed geoefende roetine geval, hulle self bewapen met houtswaarde, pyl en boë en slingervelle gemaak van gevurkte takke en stroke leer. Slightly, jy neem vir Wendy na die ondergrondse huis en hou haar veilig, het Pieter beveel. Die res van julle, kom saam met my. Ons sal die seerowerskip verken en die darling seuns vind. Slightly het geknik en Wendy se hand geneem. Hiernatoe, het hy gesê, terwyl hy haar dieper die woud inlei, soos Pieter en die ander verlore seuns die lug in gevlieg het, en het Tinkerbell sy teensonige gloed gevolg na die verre silhouet van die Jolly Roger. Wat is die ondergrondse huis, het Wendy gevra terwyl hulle hastig deur die digte woud beweeg het. Dis waar ons woon, het Slightly verduidelik. Pieter het dit vir ons gemaak. Dit is versteek sodat die seerowers dit nie kan vind nie. Na wat gevoel het soos 'n ewigheidse stap deur al dikker onderbos, het hulle oop plek bereik, omring deur 7 groot bome wat in 'n rowwe sirkel gerangskik was. Slightly het na die grootste boom gegaan en daarop geklop in 'n spesifieke patroon. 2 vinnige kloppe, 'n pouse, dan nog 3. 'n Gedeelte van die boom se stam het oopgeswaai, soos deur, wat 'n hol binnekant en 'n styl glyplank wat in die donkerde verdwyn ontbloot het. Dames eerste, het Slightly gesê, met 'n poging tot hoflikheid. Wendy het twyfelagtig na die donker opening gekyk. Is dit veilig? Meestal, het Slightly geantwoord, wat nie heeltemal gerusstellend was nie. Wendy het diep asem gehaal, op die rand van die opening gaan sit en haarself afgestoot. Die glyplank was glad en het soos 'n kurktrekker gedraai, diep in die aarde in. Net toe sy gedink het dit sou nooit eindig nie, het sy uitgeskiet in 'n groot warm ondergrondse kamer en op 'n hoop sagte pelse geland. Slightly het oomblikke later verskyn en met geoefende gemak langs haar geland. Welkom by ons huis, het hy trots gesê, terwyl hy haar help opstaan. Wendy het in verwondering rondgekyk. Die ondergrondse huis was verbasend gerieflik. Die mure was gemaak van vasgeplakte grond, versterk met houtstutte. Wortels van die bome bo het 'n natuurlike plafonnpatroon gevorm. Die vloer was bedek met diervelletjies en geweefde grasmatte, ruiggemaakte houtmeubels, 'n lang tafel, verskeie ongepaarde stoele en 'n paar versamelingbeddens van verskillende groottes het die ruimte gevul. Lanterns gemaak van uitgeholde kalbasse het 'n warm flikkerende lig oor alles gewerp. Dit is merkwaardig, het Wendy eerlik gesê. Pieter het dit ontwerp, het Slightly verduidelik, trots opgeblaas deur assosiasie. Elkeen van ons het ons eie ingang en glyplank. Op daardie manier, as een ontdek word, het ons steeds ander. Baie slim, het Wendy opgemerk, terwyl sy 'n muur ondersoek, waar verskeie wapens en gereedskap
vanaf houtpenne gehang het. Hoe lank woon julle almal al hier? Slightly het sy skouers opgehaal. Tyd werk anders in Nimmerland. Dit kan jare wees, of dalk net weke. Ons hou nie regtig boek nie. Wendy het dit ontstellend gevind, maar besluit om nie die kwessie te druk nie. In plaas daarvan het sy gefokus op meer onmiddellike bekommernisse. Dink jy Pieter gaan my broers kry? Pieter kan enigiets doen, het Slightly haar verseker met absolute oortuiging. Hy is die dapperste, slimste, wonderlikste seun wat nog ooit geleef het. Die toewyding in sy stem was roerend, hoewel Wendy begin vermoed het dat Pieter sy foute het, nie ten minste waarvan 'n neiging tot impulsiwiteit en vergeetachtigheid een is nie. Vertel my van kaptein Hoek, het sy gesê, terwyl sy op een van die riestoele gaan sit het. Pieter het hom vroeër genoem. Hoek is die verskriklikste seerower wat ooit die 7 see bevaar het. Hy is wreed en listig en haat kinders, veral Pieter. Hulle is al vir ewig vyande. Omdat Pieter sy hand afgesny het. Slightly het geknik. Hoek het wraak gesweer. Hy probeer al vir eeue ons huis vind, maar ons is te slim vir hom. Asof opgeroep deur hulle gesprek, het 'n verre geluid hulle self ondergronds bereik, die ritmiese slag van 'n drom. Slightly se oë het wyd geword. Indiane, het hy gefluister. Hulle stuur 'n boodskap. Kan jy dit verstaan? Het Wendy gevra, beïndruk. 'n bietjie. Pieter het my van dit geleer. Slightly het sy kop skuins gehou, aandagtig geluister. Hulle sê, seerowers, beweging, jag wat? Slightly se gesig het verbleek. Ek dink hulle jag ons. Die seerowers moes Pieter en die seuns gesien het. Ons moet... Sy woorde is kort geknip deur die geluid van grond en rotse wat bo verskuif. Stof het van die plafon af gesif en die lanterns het onheilspellend geswaai. Iemand het een van die ingange gevind, het Slightly gefluister, terwyl hy na 'n houtswaard gryp. Gou, kruip weg. Maar voordat Wendy kon beweeg, was daar 'n geweldige slag, toe een van die glyplanke in mekaar stort, wat grond en puin in die kamer laat stort het. Deur die nuut geskepte gat omlyn teen die naghemel het 'n figuur verskyn, wat Wendy se bloed laat stol het. 'n Lang man, geklee in weelderige seerower fynheid, het afgeklim in die ondergrondse huis, bukkend om te vermy dat sy gepluimde hoed teen die lae plafon stamp. Sy gesig was aantreklik op 'n koue, wrede manier, met deurborende blou oë en 'n swart baard wat tot 'n perfekte punt gesny was. En waar sy regterhand moes gewees het, was 'n blink silwerhoek wat die lanternlig gevang en dit teruggegooi het in onheilspellende flitsse. Wel, het kaptein Hoek gesê, sy gekultiveerde stem in teenstelling met sy gevreesde voorkoms. Wat het ons hier? 'n verlore seun en 'n meisie? Hoe interessant. Van bo af het die geluide van stryd en die wrede gelag van ander seerowers gekom. Slightly het sy houtswaard dapper opgelig, maar Hoek het slegs gelag en met 'n terloopse beweging van sy hoek die wapen uit die seun se hand laat vlieg. Waar is Peter Pan? Het Hoek geëis, sy stem skielik hard soos staal. Ons sal jou nooit vertel nie, het Slightly verklaar en probeer dapper klink ten spyte van sy duidelike vrees. Hoek se dun lippe het gekrul in 'n glimlag wat nooit sy oë bereik het nie. My liewe seun, ek het nie vir jou gevra nie. Hy het sy koue blik na Wendy gedraai. Ek het die jong dame gevra. Per slot van rekening. Sy's nie in Nimmerland, nie waar nie? Dalk het sy nog nie die misplaaste loyaliteit ontwikkel wat julle verlore seuns besmet nie. Wendy het haarself tot haar volle lengte opgerig, wat steeds aansienlik korter was as die seerower kaptein. Ek sal nooit Pieter verraai nie, het sy ferm gesê. Hoek het haar vir 'n oomblik bestudeer en toegesig. Jammer, wel dit maak nie saak nie. Ek het iets, of eerder iemand, wat dalk jou besluit kan verander. Hy het sy vingers geklap, en nog 2 seerowers het in die ondergrondse huis afgeklim. Tussen hulle bang maar uitdagend was John en Michael. Wendy, het Michael uitgeroep en probeer na sy suster te hardloop, maar een van die seerowers het hom teruggehou. Jou broers, vermoedelik, het Hoek syrig gesê. Sulke charmante seuns. Dit sou jammer wees as iets met hulle moes gebeur. Wendy het gevoel hoe haar hart saamtrek van vrees, maar voordat sy kon reageer, was daar 'n opskudding van bo. Kaptein, het 'n seerower van die oppervlakte geroep.
Pan en die ander seuns is opgemerk op pad hiernatoe. 'n Flits van egte vrees het oor Hoek se gesig gegaan, voordat hy homself bemeester het. "Verandering van planne," het hy kortaf gesê. "Bring al 3 kinders. Ons sal hulle as aas gebruik." Ten spyte van Slightly se worsteling en Wendy se proteste, het die seerowers hulle hande vasgebind en hulle deur die ineengestorte ingang gedwing. Op die oppervlak het Wendy gesien dat 'n volle afdeling seerowers die 7 bome omsingel het, gewapen met sabels en pistole. Verskeie het fakkels gedra en met afgrys het sy besef hulle was van plan om die ondergrondse huis af te brand. "Nee," het sy uitgeroep toe 'n seerower die naaste boom met 'n vlammende fakkel nader. Hoek het na haar gedraai, oë glinsterend in die fakkellig. "Roep vir Peter Pan," het hy beveel. "Roep hom nou, of kyk hoe jou broers vanaand die plank loop van my skip." Wendy het van Hoek na haar verskrikte broers gekyk, toe na Slightly, wat sy kop geskud het. In die verte dog sy kon klein figuurtjies sien wat deur die lug naderkom. Pieter en die verlore seuns, vliegend reguit in Hoek se lokvel in. Ek kan nie," het sy gefluister, trane wat in haar oë opwel. Hoek se gesig het verhard. "Baie goed. Smee," het hy geroep na 'n kort ronde seerower met 'n bril. "Berei die plank voor. Ons sal sien of hierdie Londense kinders saam met die meerminne kan swem." Terwyl die seerowers hulle begin sleep het na die strand waar skuite gewag het, en Wendy 'n flits gesien van iets wat in die struikgewas beweeg. 'n Flits van vere en verf. Die Indiane was naby en het dopgehou, en bo al naderend met elke sekonde was Pieter en die verlore seuns onbewus van die gevaar hieronder. Die verhoog was voorberei vir 'n konfrontasie wat nie net die lot van die Darling kinders sou bepaal nie, maar dalk ook die toekoms van Nimmerland self. Die seerowers het hulle gevangenes deur die woud laat marseer, met Hoek wat die pad lei met trotse selfvertroue. Wendy het haar broers naby gehou, geruststellend gefluister ten spyte van haar eie vrese. Slightly het langs hulle geloop, sy gesig in vasberade lyne terwyl hy stilweg sy boeie getoets het. "Moenie bekommerd wees nie," het hy vir Wendy gemompel. "Pieter sal ons red." "Ek hoop my roep het hom nie in 'n lokvel gelei nie," het Wendy teruggefluister, skuldgevoelens wat oor haar spoel. "Pieter is te slim vir Hoek," het Slightly aangedring. "Hy wen altyd." Hoek, wat hierdie gesprek gehoor het, het koud gelag. "Jou geloof in Pan is roerend, maar misplaas, seun. Vanaand sal anders eindig, dit verseker ek jou." Hulle het die strand bereik waar verskeie skuite gewag het. Die Jolly Roger het buite die kus gedreig, sy swart seile wat blaas ten spyte van die gebrek aan wind. 'n Skip so onnatuurlik soos sy kaptein. "In die bote," het Hoek beveel. "Vinnig nou." Toe die seerowers hulle rof begin aanjaag na die kus, het 'n bloedstollende oorlogskreet uit die woud agter hulle uitgebars. In 'n oomblik was die strand wemelend met figure geverf in helder kleure en versier met vere. Die Nimmerland Indiane, gelei deur 'n lang trotse opperhoof wie se hooftooisel aan die laagste takke van die bome geraak het. "Hinderlaag," het Smee geskree, voelend na sy sabel. Die seerowers en Indiane het in 'n chaotiese geveg gebots. Deur gebruik te maak van die verwarring, het Slightly daaraan geslaag om van sy boeie los te kom, wat wys dat hy tydens hulle mars daaraan gewerk het en vinnig vir Wendy en haar broers bevry. Hardloop het hy aangedring en gewys na die beskutting van die woud. Maar voordat hulle kon ontsnap, het 'n swaar net van bo op hulle neergedaal. Toe Wendy opkyk, het sy meer seerowers gesien wat versteek gebly het in die bome, duidelik deel van Hoek se plan. "Het jy gedink ek sou nie die Indiane verwag nie?" het Hoek gesê skielik langs hulle, nadat hy op een of ander manier die ergste van die geveg vermy het. "Ek het jare spandeer om my vyande te bestudeer, hulle taktieke te leer." 'n Skril kraai geluid het deur die gedruis van die geveg gesny, onmiddellik gevolg deur die aankoms van Peter Pan, wat uit die naghemel afduik met sy dolk gestrek. Die oorblywende verlore seuns het gevolg, gewapen met hulle slingervelle en houtwapens. "Hoek," het Pieter geskree, swewend net buite bereik. "Laat hulle gaan." Hoek se gesig het verwring met haat. "Kom af en dwing my." Pieter het gelag, die klanke beide vreugdevol en op 'n manier gevaarlik. "Bang om op te vlieg en my te kom haal, kabeljou?" Hoek se oë het vernou by die belediging. "Ek vrees niks, heel laaste van almal jou."
Wat gevolg het was 'n woedende geveg wat oor die strand gewoed het. Die verlore seuns het magte saamgevoeg met die Indiane teen die seerowers, terwyl Pieter direk met Hoek besig was in 'n tweegeveg wat Fisika skynbaar trotseer het. Hulle het op en af langs die strand geveg, oor rotse en selfs tydelik oor die wateroppervlakte. Pieter se vermoëns om te vlieg het hom 'n voordeel gegee, wat Hoek teengewerk het met jare se swart vegervaring. Wendy en haar broers, steeds vasgevang onder die net, kon slegs kyk hoe chaos om hulle ontvou. Verskeie verlore seuns het hulle penarie opgemerk en na hulle toe geveg, maar is herhaaldelik teruggedryf deur die seerowers. Ons moet onsself help, het John verklaar, soekend na 'n swakheid in die net. Michael het 'n skerp rots naby opgemerk en met inspanning dit nader gesleep. Miskien kan ons dit deursny, het hy voorgestel. Terwyl die kinders aan hulle ontsnapping gewerk het die gety van die geveg begin draai teen Hoek se magte. Die gekombineerde krag van die verlore seuns en Indiane het die seerowers teruggedruk na hulle bote toe. Hoek, wat dit opgemerk het onttrek van sy tweegeveg met Pieter en nuwe bevelle uitgeskree. Onttrek na die skip, bring die gevangenes. 2 sterk seerowers het weggebreek van die hoofgeveg en na die kinders onder die net gestorm. Maar net toe hulle dit bereik, is daar 'n geluid gekom, wat selfs die dapperste hart op die strand laat vries het. 'n bestendige, onheilspellende getik. Hoek se gesig het van kleur verander. Die krokodil, het hy gefluister, ware vrees in sy stem vir die eerste keer. Uit die water het 'n massiewe krokodil verskyn, sy oë hongerig gefestig op kaptein Hoek. Elke tik van die horlosie in sy maag het geklink soos 'n aftelling na die seerower se ondergang. Na die bote, het Hoek geskree, alle gedagtenis van gevangenes vergete in sy verskrikking. Die seerower kaptein het gevlug, sy manne kort op sy hakke, hastig in hulle skuite klouterend en woes roeiend na die Jolly Roger. Die krokodil het verder op die strand gegly, sy oeroue oë het nooit die terugvallende vorm van kaptein Hoek verlaat nie. Dit het gelyk asof hy oorweeg om die seerowers in dieper water te volg, maar toe, met wat amper soos 'n skouertrekking van sy skibberige skouers gelyk het hy sy aandag gedraai na die kinders onder die net. Moenie beweeg nie, het Slightly gefluister, terwyl die enorme reptiel hulle genader het. Miskien wil hy net vir Hoek hê. Maar die krokodil het sy bestendige vooruitgang voortgesit, die getik van sy interne horlosie wat harder word met elke stap. Net toe sy massiewe kake oopgaan, wat rye vergelde tande ontbloot, het 'n vleiende figuur tussen die kinders en die dier deurgeflits. Terug, meneer krokodil, het Pieter beveel, sy dolk swaaiend. Hierdie is my vriende. Tot die kinders se bewasing het die krokodil gelyk asof hy verstaan. Hy het sy kake met 'n slag toegemaak en Pieter beskou met wat dalk respek kon wees. Na 'n oomblik het hy omgedraai en terug in die water gegly, die tik gelyk wat geleidelik vervaag het, terwyl hy weggeswem het. Pieter het deur die net gekap met sy dolk en die darlings en Slightly bevry. Is julle beseer, het hy gevra, sy stem onkenmerkend besorg. Ons is okay, het Wendy geantwoord, en help Michael op sy voete, maar Hoek het ons amper gehad. Pieter se gesig het verdonker. Hoek is 'n lafaard, hy hardloop altyd van die krokodil. Die strand het stil geword. Die seerowers of onttrek of bedwing. Die Indiaanse opperhoof het nader gekom, sy lang figuur imposant in die maanlig. Hy het sy hand opgelig in groet aan Pieter, wat die gebaar met respek beantwoord het. Groot klein wit vader, het die opperhoof gesê in swaar geaksentueerde Engels. Tiger Lily, dank jou vir die koms om te help in die geveg. Pieter het die opperhoof aan Wendy en haar broers voorgestel. Dit is groot klein Panther, opperhoof van die Pikanini stam. En dit het hy bygevoeg terwyl 'n jong Indiaanse meisie vorentoe getree het. Is Tiger Lily, sy dogter. Tiger Lily was dalk 'n jaar of 2 ouer as Wendy, met trotse oë en 'n trotse houding. Sy het na die darlings geknik, maar haar glimlag vir Pieter gereserveer, wat oënskynlik onbewus was van haar bewondering. Hoek sal terugkeer, het groot klein Panther gewaarsku, met baie meer seerowers. Laat hom kom, het Pieter selfversekerd gesê. Ons sal gereed wees. Die opperhoof het plegtig geknik. Pikanini stam gaan nou. Hulle wag vir seerowers. Met 'n gebaar na sy mense het die Indiane terug in die woud verdwyn, so stil soos hulle verskyn het. Die verlore seuns het om Pieter versamel,
opgewonde vertel van hulle rolle in die geveg. Tootles het trots 'n seerowerhoed vertoon wat hy gebuit het, terwyl die tweelinge gestry het oor wie die dapperste geveg het. Die ondergrondse huis is nie meer veilig nie, het Nips uitgewys. Hoek weet waar dit is. Pieter het dit oorweeg. Jy's reg, ons sal 'n nuwe huis moet vind. Hy het skielik opgebeur. Ek weet, ons sal 'n huis vir Wendy bou. Vir my? Het Wendy gevra, verbaas. Ja, 'n behoorlike huis, bo die grond. Jy's die moeder, per slot van rekening. Jy het 'n huis nodig waar jy vir ons stories kan vertel en ons kan toefou s'nags. Die seuns het gejuig vir hierdie idee en selfs John en Michael het opgewonde gelyk oor die vooruitsig om iets te bou. Maar wat van Hoek? Het Wendy prakties gevra. Sal hy nie na ons kom soek nie? Pieter se oë het geglinster. Laat hom probeer. Nou dat jy hier is, Wendy, sal alles anders wees. Jy sal sien. Terwyl hulle terug in die woud gestap het, die strand en die geluide van die see agtergelaat, kon Wendy nie help om te wonder presies wat Pieter met daardie woorde bedoel het nie. Die nagse avontuur het haar gewys dat Nimmerland baie gevaarliker was as wat sy aanvanklik gedink het, maar ook meer magies en opwindend as wat sy kon droom. Agter hulle, onsigbaar in die donker waters, het die krokodil hulle vertrek dopgehou met oeroue geduldige oë, die bestendige tik-tok van sy interne horlosie wat tyd afmerk in 'n land waar tyd veronderstel was om stil te staan. Was dit nou nie lekker nie? Volgende week gaan ons aan met deel 2 van Peter Pan. Lekker slaap.